Die Departement van Internasionale Betrekkinge is in kontak met Suid-Afrikaners wat in die konflik in die Midde-Ooste vasgekeer is en die Phala-Phala-verslag is gedeklassifiseer. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmarie Eysel. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê hy is in kontak met Suid-Afrikaners wat in die konflik in die Midde-Ooste vasgekeer is, nadat die VSA en Israel aanvalle op Iran uitgevoer en die land teen aanvalle van stapel gestuur het. Internasionale vlugte na en deur die Midde-Ooste is gekanselleer weens grootskaalse sluitings van die lugruim. Volgens die departement se woordvoerder, Crispin Piri, is daar tot dusver geen Suid-Afrikaners in nood aangemeld nie. Internasionale organisasies soos die Verenigde Nasies en die Afrika Unie het intussen gevra dat die gevegte bedaar. Die leier van Iran, Ali Khamenei, is die naweek tydens 'n aanval op sy kompleks in Teheran dood. Die Iranse regbank het ook bevestig dat die hoof van die revolusionêre wag, Mohammed Pakpour, as ook die veiligheidsadviseur Ali Shamkhani ook in die aanvalle dood is. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat Oopot se verslag oor die inbraak en diefstal op president Cyril Ramaphosa se Phala-Phala wildsplaas in Limpopo is gedeklassifiseer. Die minister van polisie, Firoz Kachalia, het dit bekend gemaak in reaksie op 'n geskrewe parlementêre vraag deur die ATM. Volgens Kachalia is die verslag op 2 Februarie vanjaar gedeklassifiseer nadat Oopot die aanvanklike rede is waarom die dokument geklassifiseer is, as ook die openbare belang daarvan oorweeg het. Hy beklemtoon egter dat Oopot nie die inbraak en diefstal ondersoek het nie, maar die gedrag van die polisiebeamptes wat die saak ondersoek het. Kachalia sê ook, Oopot se ondersoekverslae word nie vir die publiek geskep nie en sal daarom slegs toeganklik wees deur die nodige regsprosesse te volg. Die burgerregteorganisasie AfriForum het vandag die grondwetlikheid van Suid-Afrika se onteieningswet in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap begin uitdaag. Die verhoor, wat tot Woensdag 4 Maart op die hofrol geplaas is, sal bepaal hoe verskeie partye by die saak betrek sal word en wie as respondente of applikante kan optree. AfriForum sal argumenteer dat die wet wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, private eiendomsreg bedreig. 'n Fluitjieblaser van Limpopo het klagtes teen die openbare beskermer, advokaat Koleka Kaleka, ingedien en beweer dat sy nie die onreëlmatige betalings in die provinsiale departement van onderwys ondersoek het nie. Maputi Mashalane beweer dat die openbare beskermer bevestig het dat sy klagtes ondersoek sou word, maar maande later het daar dadels van gekom. Die dispuut handel oor 'n klag waar Mashalane die openbare beskermer gevra het om die optrede van die spesiale ondersoekeenheid en amptenare van die departement van basiese onderwys in Limpopo te ondersoek. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek oorweeg regstappe teen die omstrede Noordwes sakeman Brown Mogotsi, nadat hy vandag nie opgedaag het om te getuig nie. Hy voer aan dat hy siek is, maar het nog nie 'n mediese sertifikaat voorgelê nie. Mogotsi het verlede November voor die kommissie verskyn oor beweringe dat hy in polisie-aangeleenthede ingemeng het en glo die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, beïnvloed het om die politieke moorde-taakspan te ontbind. Die kommissie sê nuwe kwessies het na vore gekom wat met Mogotsi bespreek moet word. Mogotsi is die 5de getuie wie se verskyning weens siekte uitgestel is. Die kommissie beplan om sy werk teen 17 Maart af te handel. En op daai noot bring dit ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.